Hallo julle, welkom by Inspirasiesporsie. Nou die stukkie wat ek vandag met julle wil deel, is 'n plek aan jou tafel. Hierdie stuk het ek in die begin van die jaar al geskryf en dit was 'n prosa stukkie wat ek geskryf het vir 'n kompetisie en die hele tyd het ek gewag vir 'n gepaste tyd om dit bietjie met die wêreld te deel. So in hierdie feestyd sit ons om tafels en ons het 'n lekker feesmaal saam met vriende, familie of ons gesinne. En dit laat my dink aan die plek aan ons lewenstafel. Kyk, as jongeling het jy nie altyd te sê gehad wie om jou tafel sit en selfs die kos wat jy moet eet en wat se kos voorberei word en die versierings op die tafel. Jy het nie altyd 'n keuse gehad wat op jou tafel was nie, maar soos jy ouer word, kry jy 'n keuse en het jy die keuse om te kyk wat jy gaan voorsit en wie om jou tafel gaan sit. En soos ek ouer geword het, soos ek in die stuk geskryf het ek wyse broodkrummels versamel. Daar was tye wat die plek aan my tafel oorvol was en mense op mekaar se skote moes gesit het om plek te kon hê en die feesmaal te kon geniet. En dan was daar stil tye waar die plek aan my tafel dol leeg was en die kos koud en nie lekker nie. Maar vandag is die dag wat ek die ou vuil tafel skoonmaak en die regte skuwe maak vir die plek aan my mooi nuwe versierde tafel vir 2025. Ek besef dat daar altyd mense is wat plek aan my tafel sal hê, belangrike mense. En dan besef ek ook dat daar mense aan my tafel is wat verskoon gaan word. Die hoofplek aan my tafel word ingeneem deur die Here. Hy is immers die een wat vir my die tafel dek en voorberei teenoor die aangesig van my teenstanders, soos in Psalm 23. Aan die Here se regterkant regterhand sit my man, ek en my 2 seuns. Dis die belangrikste plek aan my tafel. Dan verskoon ons vandag die familielid en vriende wat net daar is wanneer my tafel oorvol is van smaaklike spys en drank. Ek pak vir hulle 'n brakkie sakkie met genoeg liefde, padkos en seën vir hulle reis vorentoe. Ek verskoon die ongenooide gaste wat uit hulle beurt uit praat en net sit aan my tafel om te haas. Die nuwe leemtes aan my tafel maak plek vir die vriende en familie wat hulle plek ken in my lewe en die pudding bring. Hulle plek aan my tafel is gedek met die beste porselein en goue eetgerei. Ek los ook een spasie vir 'n vreemdeling wat dalk vir 'n kort tydjie die voedsame spys en drank nodig het en dan weer aanbeweeg wanneer hulle trommeldik geëet is aan die koningskos. Die plek aan my tafel is vandag gevul met die regte mense. Die tafel is versier met die Here se genade en elke dag ontvang elkeen aan my tafel die regte hoeveelheid manna en kwartels vir daardie dag. Nie vir môre nie, net genoeg vir daardie dag. Mag jy jou tafel bietjie aanskou so in die nuwe jaar en kyk wie sit aan jou tafel en maak plek vir die regte mense en vir die regte dinge om jou tafel. En moenie by tafels gaan sit waar jy nie genooi word nie en nooi die regte mense om aan jou tafel te sit.